hoofnuus vanaand, die eerste dag van die kieserregistrasie-naweek skop af. Iran sluit weer die straat van Hormuz. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die verkiesingskommissie sê 'n handjievol betogings wat vandag by registrasiepunte voorgekom het, hou verband met dienslewering en nie die OVK nie. Die kommissie se adjunk hoofkiesbeampte, Masego Sheburi, het ontevrede burgers gemaan om nie ander se regte te skend nie. Burgers kan die naweek registreer vir die verkiesing op 4 November of seker maak dat hulle ingesluit is op kieserslyste. Meer as 23.700 stemlokale sal môre, soos vandag, van 8 uur voormiddag tot 5 uur namiddag oop wees. Voornemende kiesers kan ook aanlyn registreer. Van die meer as 39 miljoen kiesgeregtigde Suid-Afrikaners is slegs 28 miljoen geregistreer. Die OVK sê meer as 30.000 registrasies het aanlyn plaasgevind binne ongeveer 3 ure. Our assessment is that the portal is operating in a stable manner. However, because it operates within an ecosystem, a number of factors might affect the voter or the applicant's experience, in which case we ask that people remain patient and try at a different time when the system is less busy. Sheburi sê die 16 stemlokale waar probleme ondervind is, was nie verwant aan OVK-werking nie. The issues are unrelated to elections, they are unrelated to the Electoral Commission. It's either localized disputes of parties or people who are unhappy with service delivery or people who are unhappy with demarcations decisions that were taken by the demarcation board. Die kieshof het Woensdag 'n saak tussen die OVK en die MK-party aangehoor. Uitspraak is voorbehou. Volgens Sheburi is daar 'n afname in vertroue by Suid-Afrikaners in die demokratiese proses. As it relates to trust in the Commission, we are worried with the level of decline in trust in the Commission one, but also in key political institutions. For that reason, the Commission has launched a campaign that speaks to South Africans in collaboration with our national broadcaster to try to animate people to remain engaged in affairs in their community and demonstrate that manifestly by participating in elections. Die OVK gee Dinsdag terugvoer oor die verloop van sake oor die registrasie-naweek. Gemeenskappe in Kaapstad staar intussen ernstige uitdagings in die gesig in die aanloop van die plaaslike regeringsverkiesing. Vir inwoners is jong mense se toekoms hul grootste bekommernis. En ons gaan intussen voort. Die OVK in Gauteng sê die eerste dag van registrasie in die provinsie het goed verloop met sowat 160.000 kiesers wat geregistreer het. In Gauteng is daar nagenoeg 2.830 registrasiepunte. Die OVK se provinsiale kiesbeampte het jong mense aangemoedig om te registreer. We have seen young people utilizing our online portal to register as first-time voters. Strangely, this morning we have seen a steady increase of age categories 17 to 18, 19 to 21 first-time voters who have come to all our registration points to enroll for the first time on the common voters roll. So we are pleased with that observation, and we trust that young people will use this opportunity to go to all our voting stations and enroll themselves on the common voters roll.
En die ANC se president Cyril Ramaphosa sê 'n aantal metro's in die land ervaar reuse uitdagings. Sy kommentaar volg weens verskeie metro's wat sukkel om voldoende dienste te lewer. Ramaphosa was vandag in Ekurhuleni aan die Gautengse oosrand. For a municipality to function, residents must pay for the services that they want the municipality to deliver. And once there is shortage of funding for payment of those services, obviously the metro is going to struggle because they don't have the funding and the finance. We are now assisting the metros. We've given quite a lot of assistance to eThekwini, and eThekwini, as you correctly say, is being turned around. En ons bly by die registrasieproses en praat nou met die Wes-Kaapse kiesbeampte Michael Hendrikse. Michael, goeienaand en dankie dat jy by ons kan aansluit. Goeienaand Lizan, dankie dat ek hier kan wees. Dankie, kom ons begin. Die eerste dag van die registrasie naweek is verby. Hoe het dinge in die Wes-Kaap verloop? Kyk, ek dink oor die algemeen het dit baie goed verloop in die provinsie in. Ons het goeie weer gehad, maar ook ek dink daar was 'n bestendige vloei van kiesers, beide die wat vir die eerste keer kom, sowel as kiesers wat al klaar op ons rol is, maar wat nou die geleentheid gebruik het om te herregistreer omdat hulle nou van adres miskien verander het of so aan. Maar oor die algemeen het dit goed verloop. En ons verstaan dat daar 5 punte was wat nie kon oopmaak nie weens paaie wat steeds onbegaanbaar is in sekere gebiede. Kon die OVK al die inwoners in die gebiede bereik het? Nee, ongelukkig kon ons nie die 5 stemlokale bereik nie. Die 5 een is in die Cerebberg munisipaliteit, 3 is in die munisipaliteit van Beaufort West, een is naby Maritzburg, en dan die ander een is buitekant Ladysmith in die Kannaland munisipaliteit. Hierdie klein gemeenskappe gaan ons dan besoek of volgende week of die week daarop volgend, om dan seker te maak om hulle 'n geleentheid te gee ook, want dit was nie hulle skuld nie, dit is maar net die vloed wat ons nou getref het, dat die paaie nou ontoeganklik is. Ja, en die OVK het veral jong mense gevra om die naweek te registreer as kiesers. Hoekom is dit belangrik om hulle nou op die kieserslys te hê? Ja, kyk, het is belangrik dat onze jong mense besef dat om te stem moet jy op die kiesersrol sit. Dit is wat onze grondwet bepaal. En nou is die geleentheid daar vir onze jong mense om aan deel te neem aan onze verkiesingsdemokrasie. Kyk, almal het 'n opinie en dit is baie belangrik en ja, jy kan dit op social media plaas, jy kan dit met familiekringe praat, jy kan onder vriendekringe praat, maar as jy daar werklik 'n verskil wil maak en vernaam op plaaslike vlak. Onthou, ons is besig hierso om met wijkskandidate te kies. En dit is belangrik dat alle Suid-Afrikaners, en dit sluit natuurlik in onze jong mense, dat hulle dan moet hulle sê oor wie hulle wil hê moet hulle raadslid wees. Want dan, jy weet, dan sit jy met die persoon vir 5 jaar. Dan moet jy nou nie klaar nie en sê, wel, ek het nog nie gedog nie. Maar jy moet registreer en dan kan jy jy reg uitoefen op die 4de van November. Michael, daar is kommer dat bendegeweld kiesers in sekere gebiede kan afskrik. Was daar enige kwessies van veiligheid of geweld waarvan jy bewus is? Kyk, dit is nou baie ongelukkig dat baie van onze gemeenskap gebuk gaan aan hierdie bendegeweld en enige ander soort of strafregtelike geweld. Maar OVK werk baie nou saam met die Suid-Afrikaanse polisiedienste, sowel as plaaslike wetstoepassingseenhede en ander agentskappe om te verseker dat onze kiesers, sowel as onze persone wat vir ons werk by ons stemlokale veilig is in hierdie tydperk en sodat kiesers nie net by die stemlokale kan uitkom nie, maar ook op pad terug soontoe en terug huis toe kan hulle dan met veiligheid. So ek is baie bly met die bystand wat gelewer word deur vernam ons Suid-Afrikaanse polisiedienste. En diegene wat nie vandag kon registreer nie, watter dokumente of inligting moet hulle môre dan nou op die laaste dag van die naweek saam met hulle neem om te registreer?
Kyk, is baie maklik. Al wat jy moet saamneem is die identiteitsdokument. Dit kan die groen boekie wees, dit kan die nuwe smart card wees of 'n tydelike identiteitssertifikaat wat dan uitgereik word deur die departement van binnelandse sake. Dis al wat hulle nodig het om te kom na ons registrasiepunte. Daar is nie 'n proof of address nodig hier byvoorbeeld. En ook vir die wat nog nie hulle ID-dokumente afgehaal het by binnelandse sake. Binnelandse sake was vandag oop en hulle is weer oop môre. So as die identiteitsdokument daar lê by binnelandse sake, maak gebruik van hierdie geleentheid, gaan tel dit op môreoggend, dan kom jy sommer maak sommer 'n draai daar by ons. Baie dankie Michael, en ons was in gesprek met die kiesbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse. En gemeenskappe in Kaapstad staar ernstige uitdagings in die gesig in die aanloop van die plaaslike regeringsverkiesing. Vir inwoners is jong mense se toekoms hul grootste bekommernis. 'n Plaaslike besigheidseienaar, Cathy Rees, sê talle jong mense in gebiede soos Mitchellsplein word by bendebedrywighede betrek weens 'n gebrek aan geleenthede, werkloosheid en omdat hulle voel daar is nie hoop vir die toekoms nie. Rees sê die regering moet fokus op die skepping van geleenthede vir die jeug, want sonder ingryping kan gemeenskappe nog 'n geslag aan misdaad en geweld verloor. The feeling I have for the election is that really is our young people. You know, there's so a lot of people, me sitting here in the town center, seeing a lot of things happening to our young people. Our young people today think is just about gangsterism, because for them it feels like there's no hope for them, because when they finish school there's no work for them. They don't know where to turn to, then the only thing they think is about turning to gangsterism. And once our children is in gangsterism, it's very hard for them to get out again. If government can please just look into our young people, because I believe our young people is our leaders for tomorrow. Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James, sê die stad benodig sterker gemeenskapsgebaseerde ingrypings, insluitend ondersteuningsstrukture om maatskaplike probleme te takel. Number one on the agenda is definitely to extend services to all the residents of the city of Cape Town. Number one for me, the first pillar we're looking at is safety. Gangs and drugs. So many mothers have come up to me. This city, the mayor is mandated to establish what we call a local drug action committee. A local drug action committee closest to the community that has all the relevant departments on there that they can assist with those social ills. I think the second, so that's when it comes to, I'm just giving you little nuggets in terms of the pillars. Safety is number one. Number two, I've just mentioned to you the unaffordability crisis. Number three is definitely services, but services for the entire community. Daar is talle uitdagings in gemeenskappe. Die skep van geleenthede en hoop vir jong mense is ongetwyfeld bo aan die lys. Iran sluit die straat van Hormuz na Israel se aanvalle op Libanon. Bly by ons. Iran se revolusionêre wag sê die straat van Hormuz word weer gesluit na Israel se aanvalle op die suide van Libanon waarin tientalle mense dood is. Die wag se vloot waarsku skepe om ter wille van hulle veiligheid nie na die seestraat te vaar nie. Dit volg enkele dae nadat die VSA en Iran 'n memorandum van verstandhouding onderteken het wat die sleutelseeroete weer toeganklik gemaak het. Minstens 32 mense is sedert sonop dood in Israel se aanvalle op Suid-Libanon. 'n Wapenstilstand tussen Israel en die Libanese groep Hezbollah, bemiddel deur die VSA en Qatar, is van gister af van krag. Israel het onder meer vanoggend 'n woonstelgebou in Barish in Suid-Libanon aangeval. Die minstens 10 slagoffers van die aanval sluit 'n pa, ma en hulle 2 kinders in. Israel sê die aanval is in reaksie op projektiele afgevuur deur Hezbollah. Die Israelse weermag het 'n kaart uitgereik wat toon hoe hy 'n al groter deel van Libanon beset, wat volgens hom 'n sekuriteitsbuffersone is. Meer as 3900 mense is dood in Libanon sedert Israel se aanvalle einde Februarie begin het en 1,3 miljoen inwoners, oftewel meer as 1/5 van Libanon se bevolking, is ontheem.
'n Iranse woordvoerder sê die sluiting van die straat van Hormuz is 'n reaksie op Amerikaanse en Israeliese oortredings van die skietstilstand ooreenkoms. Iran dring aan daarop dat sy deelname aan die vredesproses en die oopstel van die straat van Hormuz afhang van opheffing van Israeliese aanvalle op Libanon. Israel sê egter dat hy nie deel was van die vredesproses nie en nie gebind word deur die VSA en Iran se memorandum van verstandhouding nie. Iran eis dat die VSA druk plaas op Israel om die wapenstilstand te eerbiedig. 'n Groep senior onderhandelaars is volgens berigte reeds in Switserland vir vredesonderhandelings. Die Amerikaanse president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner is opgemerk in die luukse Switserse vakansieoord Bergenstock waar onderhandelings gaan plaasvind. Die eerste minister van Qatar en die Pakistanse minister van buitelandse sake is ook reeds betrokke met die onderhandelings. Volgens die bemiddelaar Pakistan word onderhandelings beplan tussen die VSA en Iran van môre af. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sal na verwagting binne die volgende dae vertrek na Switserland. Die verwerking van Malawiese en Zimbabwese burgers se inligting wat na onderskeie lande gerepatrieer word, gaan voort by die Beitbrug grenspos naby Musina in Limpopo. 7 busse met burgers van Malawi het by die grenspos opgedaag voordat hulle die grens na Zimbabwe oorgesteek het. Nog busse word na verwagting in die komende paar dae by die grenspos verwag. Die busse het Vrydag vanaf Sherwood in KwaZulu-Natal na die grenspos vertrek. Die 26-jarige Rashid Ofat en die 25-jarige Ali Mbili het vir 4 jaar in Durban gebly. Hulle het alle amptenare, insluitend die by die Malawiese ambassade, dringend versoek om die verwerking van alle nodige dokumente te bespoedig. Yeah, I left in the Durban yesterday. 7 o'clock. I want to come back to Malawi. So I come here, the border. I'm waiting here a long time, but it's still bus never moving. I'm waiting the paper. It says the paper because the driver say you're going to take a paper or inside the office. But still now it's 1 o'clock. So I'm tired. I'm hungry. Vroeër vandag was sowat 13 busse steeds onderweg na die Beitbrug grenspos. Vrydag is 673 Malawiese burgers se inligting verwerk, terwyl 202 Zimbabwese burgers na Zimbabwe teruggekeer het. In die Noord-Kaap soek steeds na die liggaam van 'n plaaswerker wat donderdag na vermoedens naby Douglas in die Vaalrivier verdrink het. 5 liggame is donderdag aand en gister uit die water gehaal nadat 'n selfgemaakte boot wat plaaswerkers vervoer het tussen die plase Vaalus en Olierivier omgeslaan het. Al die slagoffers het vir jare lank op die plaas Olierivier gewerk en het daagliks die rivier per boot oorgesteek. Die dood van Troy Olivier, Hans George, Landi Matian, Niels Boom en 2 Malawiese burgers het skokgolwe deur die boeregemeenskap gestuur. Die Suid-Afrikaanse Marine Veiligheidsowerheid sal nou die oorsaak van die ongeluk ondersoek. Die polisieondersoek gaan intussen voort. Bly by ons vir die Springbok sege, 'n ware fees van hardloop rugby. En dit is dan al vir vanaand. Ons is môre aand weer terug, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.